Spreuke 8. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop. Ek roep na julle manne, en my stem is tot die mensekinders. Leer tog skranderheid, verstaan eenvoudiges en dwaases, leer verstandigheid, verstaan. Hoor wat ek sal want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is. Want my verhemelte spreek waarheid, en die goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg, vir die wat kennis gevind het. Neem my tug aan, en nie silwer nie. Kennis liewer as uitgesoekte goud, want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daarmee nie vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis en regte oorleg. Die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is, hoogmoedigheid en trotsheid, en 'n slegte wandel en huigelagtige mond haat ek. Kom ons sluit die oë. Ons Vader Jahwe, wanneer ons stil word in hierdie oggend, dan is ons harte na U gerig en het ons 'n begeerte na U woord, want die woord is die waarheid. En U is wysheid. En Vader Jahwe, dit is vir ons as gemeente die grootste voorreg, maar ook verantwoordelikheid om na U wysheid te vra, daarna te verlang en dit aan te neem, tug, wat vir ons vreugdevolle vrug van geregtigheid voortbring. En daarom vra ons dat U ook in hierdie oggend met U woord, deur die woord met ons sal spreek, dat U kosbare Gees dit in ons harte sal lewend maak. Dankie dat ons die gawe het en die voorreg om Bybels te kan hê in ons eie taal. En daarom ook in hierdie oggend as ons dit oopmaak, Vader, wil U in ons harte daardie gesindheid werk om dit te waardeer, te respekteer, lief te hê, maar bo alles te glo en dit te doen en ons lewens daarvolgens in te rig. Dat ons in ons harte daardie nederigheid sal ervaar om 'n leerbare gees te hê, om te buig voor U kosbare gesag en tugtiging wat nie altyd lekker is nie en ons soms bedroef maak, maar dat U woord tog in ons harte daardie kosbare lewe sal bring. Dankie in hierdie oggend, Vader, dat U vir ons die tafel dek, dat Yeshua self die brood van die lewe is. Dankie dat U vir ons voed en koester. Verheerlik U self in ons midde, in Yeshua se naam. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons maak ons Bybels oop by Johannes 3. Ons is nog so 'n bietjie besig om in Johannes 3 te lees. Verlede week, toe Nikodemus daar by Yeshua gekom het, Johannes 3, vanoggend lees ons vanaf vers 22. En hierna het Yeshua en sy disippels na die land van Judea gegaan, en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop, in Enon naby Salem, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop. Want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Judeërs ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop. En almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Messias nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.
Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. En wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit, dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees, nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Merkwaardige gedeelte, weer eens soos wat Johannes Evangelie geskryf is, hier is al reeds vir ons dinge wat ons in hoofstuk 1 tot 3 raaklees en nog verder, oor en oor word dit herhaal, naamlik Yeshua, die gestuurde, die gesalfde. Yeshua en sy disippels gaan suide toe, meer daar na Juda se grondgebied, en Johannes die Doper is daarso. En Johannes die Doper was in groot aansien onder die volk, hy het disippels gehad. Met ander woorde, hy was 'n rabbi, hy was 'n leermeester. Ons weet Johannes kom uit Levi uit, want sy pa Sagaria tempeldiens gedoen. Onthou julle dit? En hy het disippels, hy het volgelinge, baie. En daar's by Yeshua ook volgelinge, ook disippels. En daar ontstaan toe 'n redenasie. Want beide doop, beide het die reinigings gebruik. En hulle kom toe na Johannes, toe sy disippels, en sê vir hom, hy wat saam met die oorkant die Jordaan was. En dit is asof hy sê, daar's nou meer volgelinge daar as by my. In Johannes se antwoord is daar weer eens 'n getuienis, 'n baie, baie groot getuienis. En hy bevestig, ek het julle gesê, ek is nie die Messias nie. My vraag vanoggend, wie is die Messias? Wie is die Messias? Elkeen van ons. As ons praat nou van Yeshua Messia. Nou ek weet, toe ons klein was, het ons soos wat 'n mens nou maar in jou kleinigheid dink, het jy gedink, Yeshua is sy naam en Messia is sy van. Dit is hoe ons mos nou maar dink as ons klein is. Nee, Messias is 'n spesiale titel, 'n baie, baie, baie belangrike konsep in die Ou Testament, gesalfde. Eenvoudig, hou dit Afrikaans, gesalfde. Jahwe salf met 'n spesifieke doel. En daai doel is waarna ons vanoggend wil kyk. Want wanneer Johannes vir hulle sê, ek is nie die Messias nie, dan is daar direk hierdie verskriklike kragtige getuienis. Julle kan maar self in julle Bybels volg. Hy begin met die gedagte rondom 'n bruidegom en die vriend van die bruidegom wat hom verbly in die stem van die bruidegom. En hy sê, so is my blydskap volkome, want as net om Yeshua se stem te hoor, want hy is die Messias. Hy is die Messias. Hy moet meer word en ek minder. Hy kom van bo, hy is bo almal, hy spreek die woorde van God. Jahwe het vir hom die Gees gegee, nie met mate nie. Hy is die gesalfde, jy word gesalf op 'n fisiese vlak met olie. Dit is hoe konings en priesters gesalf is in die Ou Testament. Maar Yeshua is met die Gees gesalf, nie met mate nie. Want Johannes het geprofeteer en gesê, hy op wie julle die Gees van God sien neerdal en op hom bly, hy is die gesalfde. Die Messias van die Ou Testament, en ons gaan nou kyk, is so groot. Hy het die Gees van God, nie met mate nie, in sy volheid. En Johannes getuig van hom, dat hierdie Messias, hierdie gestuurde, die Vader het hom lief. En hy is so kragtig, dat as jy hom glo, het jy die lewe, en as jy hom nie glo nie, bly die toorn van God op jou. Prominent, pertinent, duidelik, ken ons die Messia. Verstaan ons die diepte. Die hele Ou Testament, van Genesis tot Maleagi, profeteer oor hierdie Messia wat kom. Dit is so belangrik, dat ons saam in die Ou Testament hierdie verwagting, hierdie beloftes, van wanneer hierdie Messia kom, wat gaan hy doen? Sodat ons as sy gemeente, as sy liggaam kan sê, maar hy het gekom.
En hy het dit vervul. En ek glo dit. Of ek dit sien, of ek dit nie sien nie. Ons wandel nie deur die gesienlike nie, sê Paulus, maar deur die geloof. Ek wil weer gaan na die woordjie toren. As jy nie glo nie, as jy nie in die Messia glo nie, bly die toren van God op jou. Met ander woorde, Messia en toren, en die toren van Jahwe het baie met mekaar te doen. Die Messia is die een wat ons kom verlos van die toren van Jahwe. En hoe groot is sy toren nie? Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Ons het gesien in die Ou Testament, hoe lyk Jahwe se toren? Hy vernietig, hy verdelg, met sy mop met die roede. En hy sê, hy het hierdie hele oordeel vir die Messia gegee. Sodat as jy in hom glo, is hy jou verlosser, as jy nie in hom glo nie, bly die toren van Jahwe oor jou. Ons gaan na Genesis 3 toe. Ons blaai na Genesis 3. Die belofte, die eerste belofte van die Messias wat gaan kom. Die gesalfde van Jahwe. Die een wat hierdie geweldige profesie in vervulling gaan. Wat is die inhoud? Wat is beloof? Hoe lyk die Messia? Genesis 3 weet ons, Adam en Eva het hierdie wonderlike heerlikheid gehad om saam met Jahwe te wandel in Eden, geborge, veilig, gevoete gekoester, geen skuld, geen skaamte, geen vrees, heerskappy, Adam heers, Eva saam met hom, en hierdie sonde, verloor hulle dit. En die dag as jy gaan eet van hierdie vrug, sal jy sekerlik sterwe, en die toren van Jahwe is op hulle. Jahwe sê in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, hy praat met die slang, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou is dit belangrik om, kyk die woord saad, sê Paulus, dit is enkelvoud, Galasiërs beskryf hy dit, is nie meervoud nie, bedoelende, dat dit heenwys op een, op 'n persoon, wat die kop, hy, hoofletter hy, sal jou kop vermorsel. Wie is hierdie hy? Dit is die eerste belofte van die Messias. Die Messias, die belofte saad, hy sal kom. Van Adam af en Eva is daar 'n verwagting. Onthou, hulle ervaar, stel jouself nou in hulle voete, hierdie uiterstes. Hulle het hierdie volmaaktheid beleef in Eden. Hulle word uitgedryf. Die aarde bring dorings en distels voort. Hulle weet, hier dit wat hulle beleef, kan teruggevoer word na hulle ongehoorsaamheid. Dis hulle skuld. Dis hulle wat skaam kry. Dis hulle wat vrees. Maar daar is 'n belofte, Eva, uit jou saad, uit jou sal daar een gebore word. Met ander woorde, om kinders te kry, is nie maar net kinders nie, daar is die verwagting dat daar gaan een kom, wat die vyand se kop sal vermorsel. En hierdie belofte, te midde van dood, te midde van Jahwe se toren, te midde van Noag se verhaal wat ons lees oor die wêreld met die sonvloed, watervloed, roep Jahwe vir Abraham, Isak en Jakob, maar spesifiek Abraham, beloof Jahwe vir hom, Abraham, ek gee vir jou 'n saad, ek gee vir jou nageslag. Jahwe beloof dit vir die onvrugbare, bedoelende, luister mooi, die inhoud van Abraham se beloftes, Abraham, daar sal uit jou konings voortkom, jy gaan terug 'n land kry, jy gaan heers. Die belofte aan Abraham, is presies dit wat Adam en Eva verloor het. Hulle verloor hulle land, Adam en Eva, hulle omgewing, Eretz in Hebreëus is land of grond, hulle woonplek, hulle tuiste, hulle verloor hulle heerskappy. Eva, jy sal met groot smarte baar. Het gaan nie net wees vrugbaar en vermeerder, eenvoudig wees nie. As dood en as ellende.
Maar dan kom Jahwe in sy groot genade en die Messias, die lang verwagte Messias, word ook in Abraham se beloftes geprofeteer. Abraham, in jou saad sal die groot seun kom. Koning sal uit jou kom. En die belangrikheid het nie gegaan oor die klomp goddelose konings wat sou gekom het nie. Dit gaan oor die koning wat heers. Jakob, Abraham, Isak, Jakob. Jakob seën sy seuns. Kom ons blaai na Genesis 49. En wanneer hy sy seuns seën, dan gaan dit nie oor hier en die nou nie. Dit gaan nie oor dat hulle moet ryk word en sterk word en hulle lewe geniet op aarde nie. Dit gaan oor baie meer. Het gaan oor hierdie belofte Messia, die beloofde gesalfde, wat uit een van hulle gebore moet word, want daarom het Jahwe Abraham, Isak en Jakob geroep. Genesis 49. En jongspan, uit wat een van die 12 seuns is die gesalfde gebore? Party glimlag, party frons, party kyk weg, party hoop, ek roep nie hulle name van vooraf nie. Juda, Joshua is die stam van Juda. So ons lees in Genesis 49 vanaf vers 8 die seën van die seën oor die seuns van Jakob en spesifiek Juda. Juda vers 8. Juda, jy is dit, jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu, en van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu, en soos 'n leeuwin, wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. Nou, wie is Silo? En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Dis die beloofde Messias. Nou hierdie is nou nog steeds in die eerste boek van die Bybel. En ons voel dit is nog daar deur in die begin. Nee, tussen Adam en Jakob het daar meer as 2000 jaar verloop. Nou in Genesis is daar maar net hier en daar 'n gedagtetjie. Adam en dan 900, Adam het 930 jaar geleef. En dan kry jy sommer vroeg die verhaal van Noag, wat baie ver verwyderd is. Wat het al daai mense gedink? Het Adam en Eva die belofte oorgedra? Die verwagting, te midde van al die kwaad, te midde van al die sonde, te midde van al die boosheid, Jahwe sal die kop van die slang vernietig, verwag die Messia. Jahwe openbaar, en ons weet nie van alles wat tussenin gebeur het nie, maar ons sien in die Bybel van Genesis 12 af, die roeping van Abraham, en in Abraham is daar die pertinente belofte vir ons van die Messia. Abraham, Isak, Jakob seën sy seuns, en die Heilige Gees vul hom, sodat hy hierdie profesie oor Juda kan maak. Juda, uit jou gaan die Messia kom. Julle moet nou mooi onthou. Hij was op hierdie stadium nie begrip dat Jahwe word mens en die mens is Yeshua Messia nie. Die begrip is, hou vir Juda dop. Een van sy kinders gaan die Messias wees. Een van sy kinders gaan ons almal verlos. Hier uit Juda, uit die stam van Juda uit. Jy het al gehoor in die oggendstilte, veral nou in Samuel, daar was geweldig spanning tussen die stamme van Israel, veral as dit kom oor die koningskap. Ephraim en Manasse in die tyd van die rigters, en Jefta se tyd, uit waar moet die leier kom, waar moet die heerskappy kom, want daar is 'n gesalfde. Alhoewel die profesie gesê dis Juda, was daar nog baie wat gerebelleer het, agter Manasse aangegaan het, of Ephraim, of uit na Benjamin. Maar daar was hierdie kosbare profesie, hier kom 'n mens, 'n man. Numeri 24, dit is nog steeds binne die eerste 5 boeke van die
Ou Testament, die eerste 5 boeke, noem ons die Pentateeg, die wet. Numeri, wanneer Israel optrek na die beloofde land, hier Balak, die koning van Moab, hier hy vir Biliam. Biliam was 'n spesiale, begaafde mens. Hy kon met Jahwe praat, Jahwe het met hom gepraat. Dit is vreemd, ons ken dit nie, dit is vir ons snaaks, ons weet nie presies alles nie, maar ons weet hierdie een ding, Jahwe het vir hom gewaarsku, jy gaan nie my volk Israel vloek nie. Balak het hom gehuur om vir Israel te vloek. En dan gee Jahwe vir Biliam die seën. Ek gaan nie die hele verhaal herhaal nie, daar was 3 geleenthede, maar by die een geleentheid in Numeri 24, vers 17, profeteer Biliam. Ek kan maar net vers 16 lees, vir die wat so 'n bietjie geprikkel is. Die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Besonderse mens hierdie Biliam, nee. Maar die wetenskap van die Allerhoogste ken. Is geweldig. Ek sien hom. Wie sien Biliam? Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek kan skou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlogsigtiges omver. Jongspan, ons het vanoggend weer Psalm 108 gesing. En dan sing ons van Gilead en Filistia, en dan, waar is ons nou? Dit is belangrik dat julle die Ou Testament ken. Die Messias is geprofeteer. Hy verbrysel die slape van Moab. Hy kom uit Jakob, hy kom uit Israel. Duidelike profesie aangaande die Messias, die leier in Israel, die verlosser van Israel. Hier is Israel nog op pad na die beloofde land toe. Hoe het hulle dit verstaan? Wat het hulle met die belofte gemaak? Ek dink bitter min het dit begryp. Ek dink bitter min het hulle lewens daar volgens ingerig. Hulle het nie idee gehad wanneer hy kom nie. Hy kon in hulle persepsie gekom het, maar die woord sê hierso nie nou nie. Hy kom. Nog so 'n bietjie oor hierdie verwagting. Die laaste boek in die Pentateeg, Deuteronomium, die 5de boek. Blaai saam met my na Deuteronomium 18 toe. Dit is die 5de boek in die Ou Testament. Deuteronomium 18. En hoekom stap ons deur die Ou Testament? Want in die Nuwe Testament is daar 'n verwagting by die volk, en Johannes die Doper sê, ek het julle gesê, dis nie ek nie. Dis waarmee ons begin het. Wie is die Messia? Deuteronomium 18, onthou nou Deuteronomium, Deutero, tweede, Nomos wet, dit is hier aan die einde, Israel is op pad, beloofde land toe, Moses herhaal die wet. Kyk hierdie magtige profesie, Deuteronomium 18, vers 15. Deuteronomium 18 vers 15. 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal Jahwe jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Net soos jy van Jahwe jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van Jahwe my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het Jahwe vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit jou midde, van hulle broers, soos jy is. Ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle alles sê alles wat ek hom beveel. Dink nou vir 'n oomblik wat hier staan. Wie was Moses? Was daar iemand soos Moses in die Ou Testament? Wanneer Moses se suster Miriam teen hom spreek en Aaron, dan tref Jahwe haar met melaatsheid. En Jahwe sê vir haar, daar's niemand soos Moses nie. Met ander profete praat ek in 'n droom, met Moses praat ek van aangesig tot aangesig. Hy het op die berg opgegaan, hy het die gebooie uit die hand van Jahwe gekry, in Jahwe se handskrif. Moses het
iets beleef wat geen mens beleef het nie, wanneer in die teenwoordigheid van Jahwe kom, dan het dan die heerlikheid van Jahwe gehad, daai glans, hulle moes hom toemaak. Hy was so in aansien. Jy kan selfs in die Nuwe Testament sien, jy kan van enige iemand iets verkeerd sê, maar van Moses sê jy niks verkeerd nie. Hy was so 'n begaafde. Nou, ons weet, hy self was 'n sagmoedige mens, en Jahwe het met hom 'n pad gestap. Maar luister wat sê hierdie profesie van die Messias wat kom. Luister mooi, Israel. 'n Profeet gaan ek vir julle opwek. Soos Moses. Selfe vlak. Ja, Moses was die een wat die taak moes vervul toe julle nie na Jahwe se openbaring dit verder kon aanskou, sy heerlikheid, sy majesteit nie. Moes Moses daar gaan, daar waar dit gevaarlik was, en dit was gevaarlik. Die teenwoordigheid van Jahwe is die gevaarlikste plek vir 'n mens wat in sonde leef. Dis waar die priesters morsdood neergeval het. Dis waar 'n priester wat sy hand uitsteek na die verbondsark morsdood neergeval het. Moses, soos jy is, een uit julle broers, ek gaan 'n profeet verwek. En hy gaan so groot wees, dat die wat nie na hom luister nie moet sterwe. Vers 19, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van homself sal ek rekenskap afeis. Wat 'n verwagting! Ek praat nou vanuit 'n Israel destyds se perspektief. Hier kom nog 'n Moses, op dieselfde vlak, 'n man wat in die teenwoordigheid van God was, wat Jahwe aan ons gaan openbaar, wat bereid is om te gaan daar waar ons nooit was of kan kom nie, wat in wie Jahwe sy gees plaas en sy woorde in sy mond lê, so streng, dat die man wat nie daarna luister nie, van homself sal Jahwe die rekenskap afeis. Wat 'n verwagting, hierdie Messia, hierdie profeet, want ons kyk na die Messia as die profeet, die koning en die priester. In Numeri word hy voorgestel as die koning uit Juda, wat sal regeer. Uit Deuteronomium kry ons die verwagte profeet, en in Levitikus kry ons die hoëpriesterskap, die priester. Hierdie een wat sal kom, om Genesis 3 vers 15 te vervul, om die kop van die vyand te verbrysel, want die toorn van Jahwe is oor Adam, want hy gesondig het. Sy taak is baie wyer soos wat die Ou Testament vir ons oopgaan, as net om van ons van Moab of van Edom te verlos. Hy moet ons van ons sonde verlos. Hy moet ons van die toorn van Jahwe verlos. So moet ons werklik deur die Ou Testament gaan en besef die verwagting van die Messias. En ek weet almal was nie op dieselfde bladsy nie, en ek weet die volk het nie altyd daaraan gedink nie, maar wat die woord van Jahwe vir ons openbaar is groot. Dis magtig, dis heerlik. Die gesalfde van Jahwe. Ag, as hy maar net kan kom. Daar was opregte mense in Israel, Daar was opregte mense wat die verwagting gekoester het. Wanneer gaan Jahwe die Messias stuur? Wanneer gaan hy die gesalfde stuur? Hier by Dawid, in die geskiedenis met Dawid, het die verwagting na die Messias so opgeleef, wat hulle kon sien, hierdie man is deur Jahwe gesalf. Kyk hoe maak Jahwe sy vyande 'n voetbank van sy voete. Dawid het 'n paar sondes gedoen, maar ons weet van 'n paar duidelikes. Miskien is sy seun die gesalfde. Hier kom Salomo. Daar was nog nooit so wyse koning nie. Hy spreek reg, is hy nie die gesalfde nie? Hy was 'n gesalfde. Hy was as koning gesalf. Maar hy was nie die lang verwagte Messias nie. En daarom kan ons, as ons na die Psalms toe gaan, kan ons hierdie pragtige liedere wat deur Dawid of oor Dawid geskryf is, kan ons hierdie Messias verwagting sien. Maar ons weer is die Heilige Gees wat dit gewerk het met die oog op Yeshua, wat sou kom. Nou ek wil 3 van die heel bekendste
En as ek sê heel bekendste, dan maak ek daarmee verskoning vir die wat dit nou ken. Dit is goed dat julle dit ken, en die wat dit nog nie ken nie, dit is die bekendstes. Hulle moet hulle ken. En ons Bybelvertalers het ons gehelp in die opskrifie van die Psalms nog ietsie oor die Messias te skryf. So Psalm 2 is die eerste ene. Psalm 2. Onthou hierdie Messias is 'n koning. Hier sit in die tyd van Dawid, daar's 'n stad, hy sal heers. Hier is soveel dinge wat begin in plek val. Maar is nog nie hy nie. Psalm 2. Waarom wil die nasies? Dink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde. Ek weet dit is vir ons baie keer moeilik om net te dink, Messias beteken uitsluitlik net Joshua, dit is nie die geval nie. Messias is die gesalfde van Jahwe, dit was die priester of dit was die koning. Laat ons hulle bande stikkend ruk, vers 3, en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Jahwe spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf, onderstreep die woord gesalf, dit gaan oor die Messia, die gesalfde koning, oor Sion, my heilige berg, en daarom sê ek, die verwagting van die Messias het sterk geword in Dawids tyd, want Sion was nie prominent voor Dawids tyd nie. Dawids stad wat hy ingeneem het van die Jebusiete was die Sionstad. Toe die Sionstad kom, toe is die verwagting van die Messias nog groter, want hier is die stad. Hier is Jahwe se heilige berg, waarvan af die Messias sal regeer. Ek wil vertel van my besluit. Jahwe het aan my gesê, vers 7, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Pas op nou te dink dadelik aan Yeshua wat uit die hemel kom, die enige gebore seun van God, die Abraham en David wat geliefdes van Jahwe is, was Jahwe se seun genoem. Jahwe sê, ek het David lief. So dit was die Messia was uit die mense gewees. Eis van my, ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. En verpletter hulle, U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien Jahwe met vrees en juig met bewing, kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Wel, geluksalig is almal wat by hom skuil. Hoor jy iets van ons skriflesing in die begin Johannes 3 hierin? Yeshua is die seun, die gesalfde. Jahwe gee vir hom die gees nie met mate nie. Sy woord is lewe, redding, maar die wat nie in hom glo nie, die toorn van God bly op hom. Wees dan nou verstandig, soek sy aangesig, glo hom, volg hom. Dis Johannes die doper se boodskap. Ek doop julle wel met water, maar die een wat na my kom met vuur. Sy skop is in sy hand. Hy sal sy dorsvloed deur en deur skoonmaak. Die byl is al teen die wortel. Luister daai oordeele in die wegbereider, Johannes die doper, wanneer hy sê, die Messia kom na my. Die oordeel van Jahwe is deur hom. Dit is baie groot. En die rede hoekom ons hierna moet kyk is, wanneer ons in die Nuwe Testament so maklik lees, dit raak 'n klise. Veral in Afrikaans, as jy sê die Here Jesus Christus, dit het naderhand so gerol, jy besef nie, jy moet by elke begrip stop. As jy sê Yeshua, Messia, Yeshua die gesalfde, dan moet jy begrip hê van uit die Ou Testament, wat sê jy as jy sê hy is die gesalfde? Dis nie maar net 'n mens nie. Daar's geweldig baie heerskappy, amp, priester, profeet, heerlikheid, volmaaktheid en dan ook liefde. Psalm 45, 'n lied van die liefde, 'n bruilofslied van die Messias. Psalm 45, die volgende een van 3 psalms wat so bekend is dat dit oor die Messia gaan, oor die gesalfde. En nie sal in elkeen, al is hierdie lied oor liefde, gaan daar altyd die koninklikheid en die heerskappy
en die vyand wees dat hy vernietig, soos in Psalm 2. Psalm 45, vir die musiekleier op die wysie van lelies, ons lees 'n paar verse van die kinders van Korag, onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoe deur goeie woorde, ek dra my gedigte vooraangaande 'n koning, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders, genade is uitgestort op die lippe, daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid, ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. Die pyle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koning se vyande. Die troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Jy het geregtigheid lief en jy haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En dan praat hy van die gesalfdheid van sy klere, sy koninklike gewaad, die paleis en die koning se dogters en almal wat hulde en ere bring. Was dit Joshua? Het hy in voorspoed gery? Hy het 100% gedoen wat die Vader wil hê hy moes doen. Sy heerskappy het net gestalte daarin gevind dat hy die dood oorwin het. En nie net die Romeine nie. Hier staan vir ons, gord die swaard aan die heup. Hoe het Joshua se swaard gelyk? Het Joshua 'n swaard gehad? Dis nou 'n goeie vraag. Ek soek 'n antwoord. Hier staan die Messia, gord die swaard. Het Joshua 'n swaard gehad? Wel, Openbaring lees ons van hom, hy wat op die wit perd sit, waar die tweesnydende swaard uit sy mond gaan. Sy woord, sy swaard, skerp, baie groter oordeel en heerskappy as 'n ou swaard wat Petrus daai aand getrek het om 'n diensknegt se oor af te kap. Met daai swaard kan jy maar net skade doen. Maar sy woord is die swaard. Hy is die Messia. Psalm 110, ons kan nog baie lank oor hierdie bruilofslied gesels en ons moet eintlik. Psalm 110, die derde een van die baie bekende Messias, gesalfde priester koning. Psalms wat profeties is aangaande Joshua. Nou, en ek verwys nie in elkeen nie, maar Psalm 2, Psalm 45, Psalm 110 word ryklik in die Nuwe Testament gekwoteer, veral in die boek Hebreërs, word deur Joshua self gekwoteer hierdie Psalm 110. So daarom kan ons terugkyk en sê, maar werklik waar, hy is die Messia. Psalm 110 van Dawid, 'n Psalm. Jahwe, als hoofletters, dis die eie naam van Jahwe, het tot my Heer. Luister mooi, dis 'n Psalm van Dawid. Jahwe het tot, en nou spreek Dawid, my Adonai, my Heer gespreek. Nou, wie is dit? Dis Dawid se meerdere. Hierdie is 'n Heilige Gees vervulde Psalm. Dawid het hom in die Gees, het hy al die Messia oor hom geprofeteer. Hou vas, hierdie is baie belangrik. Die profesie sou later sê, die Messia kom uit Dawid. Hy is Dawid se seun, hy word in Bethlehem gebore. Maar hier noem Dawid hom nie sy seun nie uit hom uit minder nie, maar sy meerdere. En dis dit wat Joshua gebruik, om vir die Fariseërs hulle mond te stop, sodat hulle hom nooit weer 'n vraag gevra het nie. Hulle het hom baie vrae gevra, hulle het hom baie versoek, en toe Joshua vir hulle die dag vra, wie sê julle wie is die Messia? Toe sê hulle Dawid se kind, toe sê Joshua, maar volgens Psalm 110, hoe kan hy Dawid se kind wees? As Dawid hom sy meerdere, sy Heer noem, en het nooit weer vir hom 'n vraag gevra nie. Dis groot. Wat lees ons van die Messia? Jahwe het gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande maak 'n voetbank van die voete.
Die magtige scepter sal Jahwe uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vyande. Dis die Messia. Nou vra hulle vir Johannes die Doper. Johannes, wat gaan hier aan? In Johannes 3. Daar's meer volgelinge agter hom as agter u. Johannes sê, ek het julle gesê, ek is nie die Messia nie. Die lang verwagte Messia het gekom. Die een vir wie Jahwe salf, nie met mate nie. En sê, heers te midde van die vyande. Het jy 'n idee as hierdie skrifte geglo het, as jy in Joshua se tyd geleef het, en jy het die Ou Testament geken, soos die rabbies dit geken het, en jy het verstaan wie die Messia is, hoe bly jy sou gewees het. Hy het gekom, na al hierdie eeue het hy gekom. Kennis is so belangrik. Dit is so belangrik. Hierdie volk sal baie gewillig wees. Hoekom sal die volk baie gewillig wees? Want as die Messia gekom het, op die dag van die kruismag, in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad, sal vir u wees die dou van u jongmanskappe. Ek wil vir u vra, is jy deel van dit? Of is dit maar net vanoggend nog 'n preek? Deel van ons godsdiens, een van die afdelings waaroor ons moet preek is die Messias. Bietjie moeilik. Volgende keer kan ons dalk 'n makliker verhaal. Dis nie hoe dit werk nie. Is hy jou Messia? Is hy jou lang verwagte verlosser? Het hy gekom vir jou? Gaan jou lewe elke dag oor hom, die hoop dat hy weer terugkom, dat hy elke woord vervul wat hy gesê het? Israel is geroep as heilige volk in wie Jahwe homself openbaar. Psalm 147, hy gee sy wette en sy woord vir Israel, en die wet en die woord dui op die Messia. Ons het hierdie skat, nie om onsself te verhef nie, maar om ons leiding en rigting te gee, om die regte verwagting te buig en aanbidding. Deel te wees van hierdie jong manskappe. Vers 4, Jahwe het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, daar is die priesterkant. Ons het gepraat in Deuteronomium oor die profeet. Ons het gepraat in Genesis oor die koning. En nou lees ons van die priester. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Jahwe aan die regterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Ja, ons het gekyk in die wet, ons het gekyk in die psalms, nou is dit tyd vir die profete, en ons blaai vinnig na Jesaja toe, en ons kyk vinnig na 3 plekke in Jesaja. En ek gaan weer eens die 3 bekendste tekste uithaal, die 3 wat ons regtig moet ken. En daarvan af kan mens verder Bybelstudie doen. So nou wag julle van my om te sê, waar is dit? Nee, ek sê die 3 bekendste plekke. Julle moet nou weet, waar is die 3 bekendste plekke? Jesaja 9. Jesaja 9 is 'n gedeelte wat ons baie sing, en baie lees. Dan maar die laaste vers van hoofstuk 8. Ons Bybel was nie altyd opgedeel in hoofstukke en verse nie. En die laaste vers in vers 8, hoofstuk 8 vers 23 is absoluut deel van die konteks. Die verwagting. Ek lees hoofstuk 8 vers 23. Want nie langer sal dit donker wees, daar waar benoudheid is. In die eerste tyd het hy die land Zebulon en die land Naftali in die veragting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot die eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskare weer, oor hulle het 'n lig geskyn. Net gou-gou 'n oomblik. Daar's 'n bietjie donker wolkies oor ons land. En wanneer dit goed gaan en met alles goed gaan, dan is daar nie 'n behoefte na 'n verlosser nie. Wanneer dit bietjie vat, ekonomies, gesondheidsrisiko's, dan begin ons die donker wolke te ervaar, droogte. Hierdie land was in die doodskade weer. Hulle het 'n groot lig gesien, sy naam is Yeshua. Ons lees in vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, vers 5, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid. En oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van Jahwe van die leerskare sal dit doen. Hoor die magtige belofte. Hier is die Messia wat kom sal altyd regeer. Daar's nie 'n einde aan sy heerskappy nie. Daar's niemand groter as hy nie.
Die beloftes wat aan Dawid gemaak is, aan jou en jou nageslag, dis die Messia. Hy gaan kom. Jesaja leef in 'n tyd wat die 10 stamme in ballingskap gaan. Dit was chaos in die land. Dit was net bloed en moord en onregverdigheid. En as ons omblaai in ons Bybels, Jesaja 11, so opskrif hy die voorspoedige regering van die Messias. Ek lees weer 2-3 verse, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Onthou in Johannes 3 wat het ons gelees van die gees wat hy ontvang nie met mate nie. Vers 2, en op hom sal die gees van Jahwe rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van die kennis van die vrees van Jahwe. Verstaan nie hoekom ek terug gaan na die Ou Testament toe, want Johannes 3, hy ontvang die gees nie met mate nie, verwys terug na die Messias profesie in die Ou Testament. Ons moet dit gaan merk. Hoe heerlik is dit nie? Die gees van Jahwe is in volheid op hom. Hy het 'n welgeval aan die vrees van Jahwe, en hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Hy sal aan die armes in geregtigheid doen. As jy in Jerusalem gebly, dink gou vir 'n oomblik. Jy het al gevoel jy word onregverdig behandel? Jy het al gevoel jy het 'n onregverdige boete gekry? Jy het al gevoel jy loop jouself in 'n doodloopstraat as jy na die reg toe gaan? Jy het al gevoel alles is net onregverdig in hierdie land? As jy in Jerusalem gebly het, sou jy dit nog erger gevoel het, van die priesters, hulle wat die reg moes uitoefen, is omgekoop. As jy nie geld gehad het nie, is jy nie reg nie. Dis maar 'n stelsel waarin ons nou weer ook beweeg en waar ons is. As jy so arm was, jy was 'n weduwee en jou kinders word verkoop, want jy skuld het, jy sou dit gevoel het aan jou lyf, jy sou bitterlik geween het, en jy sou gesmag het, ag, as die Messias net kan kom, want hy sal die armes sy regsake vir hulle voer. Hy sal weer met billikheid oordeel. Hy sal ons verlos van alles. Kan jy verstaan die verwagting? Israel gaan deur 2 ballingskappe. Ag, as die Messia net kan kom, hy sal regeer, hy sal die tempel bou. Laaste vers in die Ou Testament voor ons begin afsluit. Jesaja 42 vers 1. Ons het Jesaja 9, ons het Jesaja 11, nou Jesaja 42 vers 1. Die knegt van Jahwe is klomp profesie aangaande die Messias. Daar is my knegt, Jesaja 42 vers 1, wat ek ondersteun, my uitverkorene hoofletter, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. O, pragtige profesie van die geknakte riet wat hy nie sal verbreek en die dowwe lamp het nie uitblus nie, en hy sal die armes red en die blindes se oë oopmaak en die gevangenes uit die kerker uitlei. Hierdie wonderlike profesie, ag, as die Messia net kan kom. En dan sluit ons af met 'n verwagting van 'n godsvreesende man, Simeon. Dis Simeon wakker. In Lukas 2. 'n man wat die Messias verwag het, hierdie geweldige, omvangryke onderwerp. En dit is moeilik. Van 45 minute is verby, nou is ons gedaan. Hoe vra die kinders? Wanneer is ons klaar? Ons is nou moeg, ons is nou uitgeput, dit raak nou warm. Mag Vader ons genade gee. Israel van ouds het dit beleef. Mag Vader vir ons die genade gee as ons lees, dat ons besef waarmee het ons te doen. Die Messias het gekom. Lukas 2 lees ons van Simeon daar in die tempel, vers 25. Daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. Hierdie man was regverdig en vroom.
en het die vertroosting van Israel verwag. Wat het hy verwag? Nee, wie het hy verwag? Hy het die Messias verwag, die gesalfde. Hy is die vertroosting van Israel. Hy is die een wat Israel van hulle sonde sal verlos. En die Heilige Gees was op hom, en aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Messias, die gesalfde van Jahwe gesien het nie. Stel jy vir een oomblik in Simeon se voete, se skoene. Die Heilige Gees openbaar vir hom, Simeon, jy gaan nie doodgaan voordat jy die Messias sien. Hierdie lang verwagte Messias van die profesie wat ons gelees het van Jakob en Moses tot hier 1600 jaar, 400 jaar waar daar nie 'n profeet was nie. Simeon, dit het eindelik aangebreek. Geen wonder, ons lees van die lofsang van Sagaria, die lofsang van Maria, en hy het nie homself openbaar in die koning se paleise nie. Nederig stil, daar in 'n herberg. En hy het deur die Gees, vers 27, in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Joshua inbring in hom, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou, laat u Jahwe u diensnag gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil, u verlossing gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. Is hy u heerlikheid? Kan u werklik waar ook hierdie vrede van Simeon deel en sê, Vader, ek is gereed om te sterwe, soos wat Simeon hierdie verlosser aanskou het, het jy jou verlosser, het jy die Messias, en ek praat beeldspraak gewys, ook in jou arms geneem, sy woord, is dit in jou hart, daal die vrede van Jahwe oor jou lewe neer, deur sy Gees. Ek het die Messia ontmoet, ek het my verlosser ontmoet, te midde van alles wat om my gebeur, hy het my openbaar. Mag Vader Jahwe vir ons genade gee, dat ons as gemeente, ons hoof en ons koning, Yeshua Messia, sal lief hê. En mede gesalfdes, gevul met dieselfde Gees, deel in sy opstandingskrag, sal vrug dra tot sy eer. Beeld van sy beeld, heerlikheid van sy heerlikheid. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie vir u woord. Dankie vir u kosbare Gees, dankie vir u openbaring. Dankie dat ons kan besef vandag, ons het so groot behoefte om u te ken. Want om u te ken is die lewe. Dankie vir u raadsplan. Dankie dat dit so volmaak is. Dankie dat Yeshua gekom het, die gesalfde, die een wat die profete besing het, die wet na heen gewys het, die tabernakel en die heiligdom, alles wat u vir Israel gegee het as 'n erfenis, dankie dat ons dit in Yeshua kan sien. En ons vra u dat ons in ons lewe nederig hom sal volg. En dankie Vader, dat ons in die woord ook die oproep kry, om in sy lyde eenvormig te word, sodat ons ook eenvormig kan word in sy verheerliking. Waar daar so dikwels 'n illusie is rondom Yeshua die Messia, waar ons verby wil kyk, verby sy lyding, verby sy beproewing, help ons om dit ook raak te sien, sodat ons daarin sal deel. Dankie daarvoor, in die kosbare naam. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua ons verlosser en koning, deur die krag van die Gees. Amen.